Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd om geldsaake te bespreek en vandag het ek die voorreg om met twee finansiële kenners te gesels. Ina Jonker, nie uitvoerende direkteur, en Ben Bredenkamp, hoof van korporatiewe sake, albei van Finbond. Welkom julle. Dankie, is lekker. Ben, vertel my 'n bietjie meer wat Finbond doen en waarmee hulle nou besig is. Ons is op die oomblik baie besig soos gewoonlik. Ons is besig om te kyk hoe ons die besigheid kan uitbrei en groei, hoe ons produkte kan ontwikkel en verbeter. Ons is ook besig om te kyk deurlopend na ons rol in die gemeenskap en waar ons betrokke kan wees en wil wees en waar ons kan help. Dis vir ons belangrik. En dan op die oomblik huidiglik is ons ook besig om ons interim resultate bymekaar te sit en dit sal voor einde Oktober dan gepubliseer word, sodat almal kan sien hoe die boeke lyk. Ja. So dit is waar ons nou is, maar nee, ons is lekker besig en dit gaan baie goed by ons. Vir wie is Finbond se produkte geskik oor die algemeen? Ons produkte is eintlik maar vir almal geskik, afhangende van die behoefte. Ons het ons kredietprodukte wat ons beskikbaar stel in al ons takke in Suid-Afrika en in Noord-Amerika. Ek dink kykers sal hier op die skerm ons taknetwerke sien. So ons het in Suid-Afrika is ons besighede Finbond Mutual Bank, Supreme Finance en King Loan Finance, waar ons kredietprodukte beskikbaar stel. En dan het Finbond Mutual Bank natuurlik tipiese bankprodukte, soos transaksionele rekeninge, besigheidslenings ensovoorts. Dan in Noord-Amerika het ons ook 'n reeks beleggings en besighede wat ook kredietprodukte verkoop, wat nou maar bietjie verskil van staat tot staat, maar oor die algemeen lyk hulle min of meer dieselfde. En dan het ons beleggingsproduk op groepsvlak, wat baie populêr is, wat ons op die oomblik 9.5% per jaar rente op betaal, en as kliënte die rente laat kapitaliseer, dan word dit 'n effektiewe koers van 12.1%. So dit is in Suid-Afrika beskikbaar en ons kry baie goeie terugvoer op daardie produk. Ek dink op die oomblik is dit ons produkte wat beskikbaar is aan kliënte. Ina, hoe dra Finbond by tot verbruikers se finansiële welstand? Dit is vir ons baie belangrik dat verbruikers weet hoe met hulle geldsaake te werk. En van die ontstaan van Finbond in 2003 het ons begin 'n boekie skryf. En aanvanklik was dit in die tale Afrikaans, Engels, Zulu, Sotho, Xhosa. En deurgaans deur die COVID-tyd het ons elke keer geskryf. Ek is nou weer besig met 'n nuwe boek en dit kan by enige van ons takke gekry word. Baie basies jou verbruikersregte, hoe om te werk met jou finansies, hoe om te begroot, as jy in skuld kom, wat om daarmee te doen en wie om te kontak in enige probleem met finansies. Ja. Hoekom is finansiële opvoeding en finansiële raad so belangrik vir die algemene Suid-Afrikaner? Dit is verskriklik belangrik want ons wil nie hê die mense moet in skuld wees al die tyd nie. En veral in vandag se tye, maar ek meen nog altyd. Ek dink vir my is die belangrikste in my Finbond is dit regtig vir ons verskriklik belangrik dat die mense op grondvlak, en dit is hoe ons boekies uitgebrei word, op grondvlak vir hulle presies kan sê waarna om te kyk, versigtig te wees, te weet wanneer om te spandeer en wanneer om terug te hou. En natuurlik uit die aard van die saak leer jy ook jou kinders. Ja. Deur wie word Finbond gereguleer? En hoe? Finbond word baie streng gereguleer, veral in Suid-Afrika op groepsvlak word ons hoofsaaklik deur die JSE gereguleer, of die Johannesburgse effektebeurs. So dit kom met 'n klomp reëls en nakomingsvereistes wat ons aan moet voldoen. Dan word ons filiale in Suid-Afrika deur die NCR, of die Nasionale Kredietreguleerder, gereguleer vir die kredietprodukte, ook deur die FSCA, of die Gedragsowerheid vir die finansiële sektor. En dan Finbond Mutual Bank word natuurlik deur die Suid-Afrikaanse Reservebank gereguleer, wat ook 'n streng reguleerder is met 'n klomp vereistes en rapporteringsvereistes veral. En dan in Noord-Amerika word al ons besighede deur die verskeie staatsreguleerders gereguleer in die verskeie state waar hulle is, ook in Kanada en die provinsie in Kanada waar ons is, en dan op 'n federale of nasionale vlak ook in Amerika, in die VSA. So nee, ek dink dis veilig om te sê ons word streng gereguleer, maar dis nie 'n slegte ding nie. Ek dink dit kan vir ons kliënte en ons aandeelhouers gerus stel dat ons doen wat ons moet doen en op die regte manier. Ja. Ina, jy het bietjie vroeër gepraat oor wanneer Finbond ontstaan het, maar ek wil ook graag weet hoe Finbond ontstaan het. Ja, in 2003 het Dr. Willie van Aart begin met Finbond en daar was net 4 werknemers.
Wow. Ja, in 2007 het ons na die effektebeurs toe gegaan in Johannesburg. 2012 het Finbond Mutual Bank begin ontstaan en in 2016 het ons al hierdie stap in Amerika bereik en takke daar oopgemaak. So dit is regtig prysenswaardig en ons sê vir die Here dankie daarvoor sy genade, né? En ja, dit is vir ons net fantasties en ons wat ons uitdra by al ons takke, landwyd, wêreldwyd, is integriteit, lojaliteit, bekwaamheid. Dit is vir ons van kardinale belang en ons dra dit uit in al ons takke. Hoekom is dit so belangrik vir julle dat Finbond vir almal toeganklik is in terme van wat julle het om te bied vir produkte? Ek dink dit is belangrik vir enige ekonomie dat daar toeganklikheid is. Ek dink veral in Suid-Afrika is daar 'n groot deel van die gemeenskap wat nie noodwendig toegang het tot sekere produkte of die tradisionele banke nie noodwendig agter kyk nie. So vir ons is dit belangrik om in daai klein dorpies te wees waar iemand dalk net 'n paar rand nodig het vir 'n onvoorsiene uitgawe of vir iets spesifiek. So ja, ek dink vir ons is dit baie belangrik veral in 'n land soos ons en dat almal ten minste toegang het tot sekere basiese finansiële dienste. Ja, Ina, jy klink asof jy iets wil byvoeg. Ja, wat ek net ook vernoem wat wen dalk nagelaat het om te sê wat ons belegging aanbetref, daai miljoen-rand belegging. Wil ek net vir die publiek sê dat hulle betaal geen administratiewe koste, geen koste nie, deurlopend. So met ander woorde, die geld wat hulle wil hê, verdien rente aan mekaar wat vir my belangrik is. En dan wat hy nou gepraat het oor die man en vrou op so vlak. Dit is baie moeilik om by jou groter banke net in te stap en 'n klein lening te kry. En daarvoor is Finbond heeltemal oop. Dit is waarvoor ons daar is. Ongelooflik. Hoe kan ons kykers julle in die hande kry? Ek dink die maklikste is om op ons webtuiste te gaan kyk. Al ons inligting is daar, ons jaarverslae, ons direkteure se inligting. Maar anders kan ons bel by ons hoofkantoor in Pretoria op 012-460-7288 of hulle kan sommer net by ons kom kuier, ons in 'n koffie kom drink en ons kan vir hulle sê hoe ons hulle dalk kan help. So ek dink daai is maar die maklikste manier om dit te doen. Baie dankie Ben, baie dankie Ina van Finbond. Altyd lekker om julle hier op Goeiemôre Good Morning te hê. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir jou sport met Arnold Geerts. So maak seker jy gaan nêrens hier nie. Goeiemôre Good Morning is nou weer terug.